Die Houtbaai of Houtbaai community het gevra, wil ek 'n video maak oor 'n kind wat opgestaan het met 'n ANC-merk en 'n fractured skull. Dis sy ankel en dis sy oupa Gerwitsie. Nou, hulle het confirm die storie wat gebeur het, voor hulle sê ek lieg. So, 3:00 die oggend, wil ek nie geslaap het, ek kan het gehuil. Toe wat maak die pa? Die pa slaat die kind, sy moet gaan slaap. Toe wat maak die ma? Die ma maak die kind aan die slaap en almal gaan slaap toe. Toe hulle opstaan die next oggend, toe sien hulle die kind het 'n ANC-merk op sy gesig en die kind het 'n fractured skull. Nou, die enigste rede hoekom ek 'n video gemaak het, van die comments is meer of focus oor wat ons klaar weet, ons weet die party kan abuse. So dis klaar uitgesort. Ons het klaar evidence teen aan die pa. Die pa moet tronk toe gaan vir whatever sentences die hof hom gaat gee. Dis 'n given. Ons weet klaar die part. Nou die part hoekom ek nie 'n video sorry, my battery is pap. Die rede hoekom ek nie 'n video gemaak het, kos die comments spread die awareness vir ander mans wat ook in so 'n situation gaat opeindig. En die awareness is, mams, as jou kind geslat word 3:00 in die nag en sy voel jou kind is in danger, moet sy nie gaan slaap nie. Moet sy nie gaan lê in die man se kooi wat jou kind geslaan het. Jou duty nou as 'n ma of 'n pa, wie ever kind abuse het, jou duty nou is om jou kobese op te maak, sit die persoon uit wat jou kind gemoer het, laat jou eie kind tussen jou bene kon lê en laat jou kind sy voel. Wat vir jou om jou kind in die slaap te gaan maak, knowing jou kind was gemoer gewees. Ek dink jy 'n parent moet hy doen nie. Honestly, ek dink jy hy nie. En ek sê nie is die ma se skuld nie. Al wat ek sê, en ek gaan dit weer sê, om awareness te spread. Auntie en uncle, as julle kinders in danger is, wys sy jou kind se safe haven tot wanneer sy as die adult besluit om hof toe te gaan, om polisiestasie toe te gaan. So in hy tydperk wat sy nog jou mind opmaak, jy moet nie gaan nie, maak dit vir seker jou kinders so lank safe, terwyl sy decide nog of sy sake gaan maak teen aan die man. So vir mans buite, as jou kind in danger is, maak vir seker, sy hou jou kind safe. Al moet jou kind na jou auntie toe vat en sy gaat weer terug huis toe om hy ding uit te sort, maak vir jou priority die tyd is jou kind, want sy kan nie jou kind aan die slaap maak, knowing as 'n abuser in die huis. Maar op die einde van die dag, ek hoop hy man kry wat hy deserve, en vir die onkels en die oupa Gerwitzies, laat die hof decide wat gebeur met die man. Moenie justice in hulle eie hande invat nie. Ons wil nie daai nie. Maar ja, op die einde van die dag, asseblief mans en paans, julle kinders se safety ko eerste, nie slaap op buite nie.